Goeiemôre en baie welkom by ons aanlyn diens vanoggend. En ons glo en vertrou dat hierdie Paastyd vir jou tot groot seën was en ook dan op hierdie baie spesiale dag, Opstandingssondag, die dag toe Jesus uit die dood uit opgestaan het, die dag toe die klip weggerol is en ons sê die graf is waarlik leeg. Nou wanneer ons kyk na die kern van die opstanding van Jesus, dan skryf Paulus in 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 14 die volgende. Hy sê: "En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud." Jy sien, die opstanding van Jesus verander alles. Die hele Christelike geloof staan of val op die geldigheid en die geskiedkundige waarheid van die opstanding. Paulus sê, as die opstanding van Jesus nie werklik plaasgevind het nie, dan is julle geloof sonder inhoud, sonder krag en dan het eintlik geen nut nie. Maar aan die ander kant, as die opstanding van Jesus werklik plaasgevind het, en ek en jy as kind van God glo en ons weet dat die opstanding werklik plaasgevind het, dan sê Paulus, julle geloof het inhoud, dit het krag en dit het groot waarde. Hoekom? Want jy sien, die opstanding van Jesus is die fondasie van elke leerstelling van ons geloof. As Jesus nie werklik uit die dood uit opgestaan het nie, dan het dit beteken dat God se woord en God self nie waar is nie en dat God 'n leienaar is. As Jesus nie werklik uit die dood uit opgestaan het nie, dan beteken dit dat Jesus nie is wat hy gesê het en beweer het hy is nie. En dan sou dit ook beteken het dat die Heilige Gees ook nie na die aarde toe sou kom nie, wat beteken het dat ek en jy ook nie in 'n verhouding met die Vader sou kon wees nie. Dit sou beteken het dat redding nie moontlik sou wees nie. En dit sou beteken het dat die kerk ook nie sou kon bestaan nie en dat die laaste dae ook baie duister en onseker sou gewees het. En wanneer ons kyk na die opstanding van Jesus, dan sien ons dat daar 'n bonatuurlike krag uit die wese van God kom, na vore kom. En dis daardie bonatuurlike krag wat sy verskyning maak in elke area en in elke leerstelling van ons geloof. En daarom wil ek met jou kom praat vanmôre oor die onvergelykbare krag van die opstanding. Nou in die verlede was daar al baie mense wat beweer het dat hulle iemand uit die dood uit opgewek het. En ons weet in 2019 hierdie geval wat in die nuus en in die koerante was, van hierdie predikant wat beweer het dat hy iemand uit die dood uit opgewek het, maar ons weet dat daar geen krag daarin was nie, want later het dit uitgekom dat dit nie so was nie. Maar anders met die opstanding van Jesus, hierdie onvergelykbare krag, toe Jesus uit die dood uit opgestaan het. Ek wil begin deur 2 belangrike redes uit te lig vir die opstanding van Jesus. 2 belangrike redes. En die eerste is dat die opstanding is die bewys dat Jesus werklik is wie hy gesê het hy is. Romeine 1 vers 4 sê, op grond van sy opstanding uit die dood is hy deur die Heilige Gees aangewys as die Seun van God, wat met mag beklee is, Jesus Christus ons Here. Jy sien, Jesus Christus se opstanding is die ultimate bewys dat hy is wie hy gesê het hy is. Dit is die bewys dat hy selfs mag het oor die dood en dat hy opgestaan het en dat die dood hom nie eers kon terughou nie. Maar die tweede belangrike rede is sodat ek en jy vrygespreek kan word. Romeine 4 vers 25. Hy is vanweë ons oortredings oorgelewe en hy is opgewek sodat ons vrygespreek kan word. Jesus is geoffer aan die kruis, hy het gesterwe en hy is begrawe. En toe het hy later opgestaan uit die dood. Die ultimate teken dat hy krag het en mag het en dat hy die dood en die sonde finaal oorwin het. En deur hierdie offer kan ek en jy nou vrygespreek word en in 'n verhouding met die Vader kom. Romeine 10 vers 9. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal jy gered word. Jy sien, die krag van redding lê daarin dat Jesus nie in die graf gebly het nie, maar dat hy opgestaan het uit die dood en afgereken het met die dood en met die sonde, en ek en jy kan in 'n verhouding met hom gaan.
Ek sê weer, in die opstanding van Jesus is daar 'n bonatuurlike krag wat na vore kom, 'n krag wat uit die wese van God kom. En is daar die bonatuurlike krag wat 'n onvergelykbare krag is, wat die vermoë het om mense wat geestelik dood is, lewend te maak. Mense wat in die duisternis oor te bring na die lig toe, om mense se lewens te verander en in 'n lewende verhouding met die Vader te bring. Daar is geen persoon op hierdie aarde wat hierdie eis kan maak wat Jesus gemaak het nie. Daar's geen persoon op hierdie aarde wat hierdie krag van God deur die opstanding van Jesus kan bied nie. As ons na die lewe van Paulus kyk, wat eers Saulus was, dan sien ons seker een van die mees bekendste en een van die kragtigste werkinge wat die Here kom doen het. Die opstandingskrag wat vir hom 'n realiteit geword het. Hierdie opstandingskrag wat vir Paulus sigbaar en tasbaar geword het. En as jy jou Bybel saam met jou het, kan jy saam met my lees in Handelinge hoofstuk 9, en ek wil graag net die eerste 6 verse vir ons saam lees, en dit sê as volg. Dit praat van Saulus se bekering voordat hy Paulus geword het. Intussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Hy het na die hoëpriester toe gegaan en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damaskus gevra. Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here wat hy daar kry, mans sowel as vrouens, gevange te neem en na die Jerusalem te bring. Toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, Saulus, Saulus, waarom vervolg jy my? Wie is u Here, vra hy toe. Ek is Jesus, antwoord hy, dis vir my wat jy vervolg. Maar staan op en gaan na die stad toe, daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. En as ons dan verder lees in hierdie gedeelte, dan sien ons dat Saulus op hierdie pad 'n ontmoeting met die Here gehad het. Hierdie Here, Jesus wat uit die dood uit opgestaan het, verskyn aan Saulus. En vir 3 dae is hy blind. En die Here het toe 'n man met die naam van Ananias na hom toe gestuur. En hy het Saulus hande opgelê en Saulus kon weer sien en daarna is hy gedoop. Saulus het hierdie ontmoeting met hierdie opgestane Here, hierdie opgestane Jesus gehad het, soveel so dat selfs sy naam na Paulus toe verander is. En hierdie onvergelykbare krag van die opstanding word sigbaar en tasbaar in Paulus se lewe. Voordat Paulus hierdie ontmoeting gehad het, kom sê hy oor homself in Handelinge hoofstuk 22, hy sê, ek wou die mense wat Jesus gevolg het, totaal uitroei. Mans en vrouens wou ek gevange neem en in die tronk gooi. Ek wou die wat Christus volg en hom bely en hom dien wou ek straf. Ek was die man wat die Christene in die sinagoges laat vang en laat slaan het. Ek wat Paulus is, het self die moord van Stefanus, wat ook 'n Christen was, goedgekeur. Daar is bloed van God se kinders op my hande. En die vraag is dit, hoe is dit moontlik dat die Here iemand kan vat wat die Christene, die kinders van God, vermoor het en vervolg het en hulle in die tronk wou gooi? Hoe was dit moontlik dat hierdie man kon omdraai en 'n radikale, vreeslose volgeling van Jesus geword het? Iemand wat self bereid was om te sterf vir die evangelie. Jy sien, om 'n openbaring en 'n kennis van Jesus te hê, is nie genoeg nie. Maar daar moet iets in ons hart gebeur. Daar moet 'n persoonlike ontmoeting met Jesus wees. Daar moet 'n omkeer in ons lewe wees. Anders beteken die kennis van Jesus niks nie. Jesus kom en hy openbaar hom aan Saulus
En in gehoorsaamheid kom Saulus en hy besef wie dit is met wie hom praat en hy lê sy lewe af. Hierdie bloedhonger vervolger en 'n moordenaar van die Christene kom en hy word verander dat hy ook dan later 13 boeke van die Nuwe Testament geskryf het. En jy weet wat die amazingste van alles is? Dat dieselfde opstandingskrag wat in Paulus se lewe gewerk het en wat het hom verander het om vir Jesus te lewe, is dieselfde krag wat vandag nog in mense se lewens werk. Daar's 'n man met die naam Cody Bates. En hy was een van die highest ranking gangster members in Amerika. Hy het mense ontvoer, hy het dwelms gesmokkel. Hy was self 'n dwelmverslaafde en 'n moordenaar. Volgens sy getuienis het hy sowat $1,500 per dag se kokain gebruik. Mense het hom geken as die duiwel se student. Maar op 'n dag het hy ontmoeting met Jesus en die Here verander sy lewe en hy word 'n evangelis wat vir mense van Jesus vertel en mense kom tot bekering deur sy getuienis. Dr. Patty Giberg, 'n dokter wat in haar tyd 'n aborsiedokter was, het in haar loopbaan as 'n dokter sowat 1000 aborsies per jaar gedoen het. Soveel ongebore babatjies wat gesterf het in haar hande. Maar sy het 'n ontmoeting met Jesus en die Here verander haar lewe en sy word 'n aktivis vir pro-lewe. En hierdie vrou wat elke jaar sowat 1000 ongebore babatjies laat sterf het, kom en sy red die lewens van duisende ongebore babatjies, want sy's nou 'n voorstander vir lewe. 'n Ontmoeting met Jesus wat haar totale uitkyk verander het. Of wat van John Ramirez wat vir 25 jaar in satanisme betrokke was. Hy was later self ook 'n hoëpriester in satanisme, wat die gruwelikste rituele moes aanskou het en ook daarin gedeel het. Hy was bekend as the son of the devil en hy het 'n ontmoeting met Jesus en die Here red sy lewe en hy word verander en wêreldwyd verkondig hy die opstandingskrag van Jesus. Romeine 8 vers 11 sê die volgende: Omdat die Gees van hom, deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Met ander woorde, dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, lewe ook nou in jou en in my. Paulus kom en hy bid 'n gebed vir die gemeente in Efese. En hy bid die volgende, hy sê: Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. En hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan die regterhand laat sit het. Die vraag vir jou en vir my vanmôre is: lewe ek en jy werklik in die opstandingskrag van Jesus se opstanding? In Filippense 4 vers 13 kom Paulus en hy sê, ons is tot alles in staat deur hom wat vir ons krag gee. Die vraag is, leef ek en jy in hierdie oortuiging dat Jesus werklik uit die dood uit opgestaan het en dat hy vir ons hierdie krag gee wat na voorskyn gekom het toe Jesus uit die dood uit opgewek het. Jy sien, die opstanding van Jesus Christus is die maatstaf van wat God moontlik gemaak het in jou en my lewe. Dit raak die maatstaf waarmee ons elke situasie in ons lewe moet hanteer. Kan jy dink wat sal gebeur as elke kind van God werklik waar in die krag van die opstanding
lewe. Mag hierdie opstandingskrag ook in jou lewe sigbaar wees. Mag ek en jy weet dat dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, ook in ons lewe. En mag dit ons dryf na 'n lewe wat getuig van hierdie opstanding, en dat ons weet ons is tot alles in staat. En maak nie saak waardeur ons gaan nie, maak nie saak wat se situasie ons dalk mag onsself bevind in nie. Jesus is uit die dood uit opgestaan, die graf is leeg, en dit is tot jou en my beskikking. Hierdie krag wat veroorsaak dat ons totale nuwe mense geword het in Christus. Mag jou lewe daarvan getuig, en mag ander mense ook sodoende hierdie krag sien en beleef. Kom ons bid saam. Here, ons sê vir U dankie vanmôre, dat U nie in die graf gebly het nie, maar dat U opgestaan het uit die dood. Dankie Here dat ons ook in hierdie krag kan lewe. Dankie Here dat die opstandingkrag van Jesus in ons is en deur ons ook Here na buite wys, Here, 'n wêreld wat U so nodig het. Here, ek wil bid en vra Here dat ons elke situasie in ons lewe, Here, sal benader in die opstandingskrag, Here, want die belofte is daar, dat ons tot alles in staat is deur Christus wat ons die krag gee. Here, word verheerlik in en deur ons lewens. Dankie Here vir hierdie Paastyd wat ons kon deurgaan, en dankie Here dat ons die voorreg het om hierdie waarheid te ken. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.